Ja, my vriende, ek is opgewonde om vanmôre die woord van die Here met u te deel. En ek nooi jou uit as jy vanmôre 'n begeerte het om saam te lees en te leer, dat jy die woord van die Here sal oopmaak by Handelinge hoofstuk 3 vers 17 tot en met vers 26. Ons is besig met die progressiewe aanbieding van die evangelie deur 7 dispensasies. Die afgelope klompie weke het ons stilgestaan by sekere Ou Testamentiese gedeeltes en ook dele in die vroeë Nuwe Testament gedurende die aardse bediening van die Here Jesus en aan u probeer wys en u gereed gemaak. Ons is op die proses of in die proses om die beweging of die sprong te maak na die nuwe dispensasie waarin ons lewe van genade, waar Paulus die gestuurde aan die nie-Jode of die heidene is. Ons het stilgestaan by teksverse en gedeeltes wat onderskeid tref tussen die aardse bediening van die Here Jesus en die 12 disippels, wat gehandel het oor 'n aardse koninkryk, 'n verwagte Messias wat vir hulle kom koning word in Jerusalem, teenoor die evangelie aanbieding vir die dispensasie van genade, waar God die middelmuur van skeiding wegneem en Jood en heiden deel maak van die liggaam van Christus. En so is ons besig nou om die voorbereidingswerk te doen en wil ons vanmôre weer so 'n teks vir gedeelte lees en jy aanmoedig om hierdie gedeeltes weer te lees. Ons gaan nog die volgende klompie weke stil staan totdat ons daardie transisie of die oorgang gaan maak by hierdie wonderlike aanbieding van die apostel Paulus van die genade dispensasie. Ek nooi jou dan om op te maak Handelinge 3 vers 17 tot en met vers 26. Petrus is aan die woord nadat hulle die lam man in die skone poort genees het en hulle gekonfronteer word oor in wie se mag of in wie se naam hierdie wonderwerk dan nou gedoen is. En Petrus dan vir hulle sê dat dis gedoen in die naam van Jesus Christus, die een wie julle so klompie dae terug vermoor het. En nou sê hy in vers 17, en nou broeders, hy praat met die owerstes, hy sê, ek weet dat julle dit, die feit dat julle Jesus verwerp het, en hom as Messias gekruisig het, dat julle dit in onwetendheid gedoen het. Net soos julle owerstes, maar God is nie onkant betrap nie. God het op hierdie manier vervul wat hy tevore lank terug verkondig het deur die mond van al sy profete dat die Christus moes ly. So dit was nie onbekend in die Ou Testament dat die Messias sou kom en dat die gesalfde sou ly nie. Hy sê, hier is die vers 19 die aanbod tot herstel. Dis nie te laat nie. Kom dan nou tot inkeer, kom tot stilstand en bekeer julle, draai om, sodat julle sondes uitgewis kan word. Ek wil hê jy moet let op die feit dat Petrus sê dat hierdie inkeer en omdraai die vermoë het om hulle sondes te kan uitwis. Die feit dat hulle Jesus as Messias verwerp het en hom nou as Messias sal aanvaar, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. So met ander woorde, wanneer hy dan vir Israel nou hierdie belofte wat julle verwerp het, kom waarmaak om die Messias te stuur om as koning in Jerusalem te kom regeer. Hy sê, en hy hom mag stuur. Onthou nou, Jesus is alreeds met die hemelvaart hemel toe. So wanneer hy praat van 'n toekomstige tyd wanneer God hom, die Messias,
sal stuur, wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. Hom wat die hemel moet ontvang en hom sal hou tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds afgespreek het deur die mond van al sy heilige profete. Want Moses het tot die vaders gespreek en Moses het gesê, die Here sal, of die Here julle God, sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broeders, uit Israel, net soos ek gestuurde is, sê Moses, na hom moet julle luister, volgens alles wat hy met julle sal spreek. Elke siel wat nie na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. En ook al die profete van Samuel af, en die wat gevolg het, almal was dieselfde taal gepraat, het gespreek, en het ook hierdie dae aangekondig, die koms van die Messias. En julle is die kinders van die profete en die kinders van die verbond, wat God met ons vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, en in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word, toekomstig. God het, nadat hy sy kind Jesus opgewek het, hom eers vir julle gestuur, om julle te seën, deur elkeen van sy goddelooshede te bekeer. So, aan die ander woorde, julle gaan nou sien as ons nou kom by die volgende dispensasie, dat God het die Jode gebruik, of die nageslag van Abraham gebruik, om 'n seën te wees, nie net vir die Jode nie, maar deur die Jode ook vir die res van die wêreld. So, die seën is gestuur om hulle, die Joodse volk, te seën, wanneer hulle van hulle booshede bekeer, en dan sal die seën oorloop van Israel na elke volk daarna. Baie interessant dat u dit in gedagte. Ons is besig met die progressiewe aanbieding van die evangelie gedurende die verskillende, of deur die verskillende dispensasies, en ons is by deel 4. Ons is stilgestaan by die eerste dispensasie, sal onthou, die dispensasie van onskuld, die groen pyl, wat begin het by die skepping, en uitgeëindig het met die vloek en die dood by die sondeval. Dan die rooi dispensasie, die van die gewete, het dan begin van daar af en by die sonvloed tot 'n einde gekom. Die groen, die oranje pyl, die dispensasie van menslike owerheid, het begin met Noag en het dit geëindig met die taleverwarring by die toring van Babel. En nou begin ons dan by die vierde dispensasie, die dispensasie van die belofte, wat dan begin by die roeping van Abraham en dan voortduur tot en met die verlossing van Israel uit slawerny in Egipte, tot op die dag dat God met Israel die afspraak by die Sinaï berg het. En daar begin die dispensasie, die geel pyl, die dispensasie van die wet. En nou ons is by die vierde een, die dispensasie van die belofte. Nou net vooraf, vinnig vir u die volgende. Elke dispensasie, en u gaan dit so optel, en dit gaan die trant wees waarmee ons hierdie dispensasies dan gaan hanteer, is elke dispensasie bevat 'n Godgegewe opdrag, of 'n verantwoordelikheid wat God van die mense van daardie dispensasie verwag het. Dan het hierdie dispensasie ook rentmeesters. Dis mense wat beveel was om die opdragte te gehoorsaam en tot uitvoering te bring. God gee 'n verantwoordelike opdrag aan die rentmeesters van daardie dispensasie, en hulle moet hierdie opdrag gehoorsaam en tot uitvoer bring. Dan is daar 'n mislukking in die dispensasie van die mensekant af wat faal om hierdie opdrag in die dispensasie uit te voer. God se oordeel vind plaas, maar ook God uiteindelik bewys hy sy genade deur
'n uitkoms te gee en weer met 'n nuwe dispensasie en nuwe opdragte en nuwe rentmeesters te begin. Dis baie belangrik dat u hierdie sal verstaan. Toe ons gekyk het na die dispensasie van onskuld, was dit die staat van volmaakte gemeenskap toe God saam met Adam en Eva aan die aandwyntjie gewandel het en die opdrag was eenvoudig: moenie van die boom eet nie. Die dag as julle van die boom eet, sal julle sterf. Die dispensasie van die gewete het begin toe Adam en Eva van die boom eet, uit die tuin uitgejaag word, en die volgende dispensasie begin met 'n opdrag, rentmeesters, mislukking, oordeel, genade. Sonder wette het hierdie dispensasie dan van die gewete deur hulle aksies aan hulle gewete gehoorsaam gegee of ongehoorsaam gewees aan hulle gewete, deurdat hulle 'n bepaalde offer moes bring, soos Abel 'n bloedoffer uit sy diere uit, of Kain wat besluit het ek sal my eie mensgemaakte offer bring wat God moet beïndruk. En dan het ons stil gestaan by die dispensasie van menslike regering, waar God dan met Noag begin. 8 mense, regverdige mense, al die goddelose mense het gesterwe, en God delegeer sy reg en sy regering aan Noag en met die opdrag: gaan versprei oor die hele aarde en maak seker dat hierdie gedelegeerde regeringskap die wêreld vul. En dan het die mense van die nageslag van Noag nie daarby gekom nie, vir hulle toring gebou, hulle verhef om so Satan die toring te bou om tot in die hemel te reik, hulle gelykstel aan God, en God stop die dispensasie van menslike regering met die taleverwarring by die toring van Babel. Die rede hoekom elkeen van hierdie eerste dispensasies en ook die ander sal faal, is dat God die mens wil wys dat hy sal besef dat sy nood aan verlossing buite homself is. Die mens kan niks doen uit homself. Hy is tot niks goeds in staat, omdat hy deur Adam sy federale hoofskap aan die Satan weggegee het, en ons tot van daardie dag af tot vandag toe onder die mag van die bose lewe, waarin hy die opperste, die heerser van die duisternis van hierdie eeu is. Nou kom ons by die 4de dispensasie. Hierdie dispensasie word die dispensasie van die belofte genoem en begin met die roeping van Abraham. Dit duur voort deur die lewens van die 4 aardsvaders, Abraham, Isak, Jakob en Jakob se 12 seuns, wat later die 12 stamme van Israel word. En die opdrag is eenvoudig: hulle moes die land van die belofte inneem en hulle moes dit gaan bewoon. So, ander woorde, God kom 'n opdrag uit jou land uit na 'n land wat ek jou sal gee, bewoon hom. En nou gaan ons sien hoe hierdie dispensasie dan verloop het. In Genesis 12 vers 1 lees ek die volgende: en die Here het aan Abraham gesê, hoor wat sê hy: gaan jy, Abraham, uit jou land, uit jou familie en uit jou vader se huis. Kyk nou mooi, na nie 'n land nie. Abraham kon nie die land kies nie. Hy sê na die land wat ek jou sal wys. Met ander woorde, Abraham moes alles los van die Galdeërs. Hy bly in die vrugbaarste gebied tussen die 2 grootste riviere van die ooste, die Tigris en die Efrat. En die Here sê vir Abraham: los alles. Daar waar die toring gebou was, los alles en gaan na die land. Abraham weet nie waarheen nie. Hy sê maar ek sal vir jou die land wys. In Hebreërs 11 lees ek die Hebreërskrywer sê deur die geloof het hy, dis Abraham, as 'n vreemdeling gaan woon in die land van die belofte,
soos in 'n vreemde land in tente. Jy sal agterkom dat Abraham, Isak en Jakob nooit die land besit het en ingeneem het, soos wat dit by die volgende dispensasie is, waar Joshua die volk in die land invat, hy die land verower en die land opdeel, en die landjie wat hy dan in gedagte vir die volk gehad het, opgedeel word en dit later bekend staan as die land Israel. Hy sê dat hulle as tente, as vreemdelinge, gaan woon in die land van die belofte, in 'n vreemde land, in tente. Vers 9b, met Isak, met Jakob, wat die mede-erfgename van dieselfde belofte was. God stuur vir Abraham, Isak, Jakob en Jakob se 12 seuns met die uitsluitlike opdrag in hierdie dispensasie, gaan bewoon die plek wat ek vir jou sal wys. Dis wat die opdrag was. Maar ons sien nou in Hebreërs dat hulle dit as vreemdelinge gaan bewoon het, want dit was nie hulle land nie, maar hulle het dit gedoen in tente. Dit was nie 'n permanente inwoning nie. Die dispensasie eindig egter met die uittog van die Joodse volk uit Egipte uit oor 'n tydperk van ongeveer 430 jaar. En ons gaan nou by die detail daarvan bietjie stil staan. Daar's 'n sekere mate van oorvleueling, as ons dit nou vir jou hier in die begin vir jou moet wys, na die volgende dispensasie, die dispensasie van die wet, aangesien hierdie dispensasie van die belofte ten einde kom met Israel se slawerny en se verlossing uit Egipte, God se oordeel en God se genade. Maar dat hierdie dispensasie 'n bietjie van 'n oorvleueling het, waar God, nadat hy die volk Israel uit Egipte uitgelei het, hulle vir 30 dae neem na die ontmoetingsplek. En daardie ontmoetingsplek tussen God en hierdie volk wat gered is die Sinaiberg. En ons gaan nou daarvan lees in Eksodus hoofstuk 19 vers 4. Gedurende hierdie bedeling van die belofte het God 'n groot en 'n geweldige nasie ontwikkel wat hy as sy volk gekies het. En daarom moet jy nou mooi kyk dat hierdie uitverkiesing van hierdie volk niks te doen gehad het met hulle saligheid. Hulle is nie salig omdat hulle as volk van God gekies is nie. Hulle is gekies met die doel, drieledig, om ander volke te wys hoe die God van die hemel gedien word, om die Bybel deur hulle te laat skryf, en die derde rede is dat die Messias deur hulle gebore kan word, sodat hulle tot 'n seën vir die ander nasies kan wees. Ons gaan nou by die belofte stil staan. Hierdie sien ons in Genesis hoofstuk 12 vers 1 tot en met Eksodus 19 vers 25, toe die volk voor die Sinaiberg wag op die ontmoeting met God. Daar was 'n verantwoordelikheid. Gaan woon in die land Kanaan. Genesis 12 vers 1 tot 7. Nou moet jy onthou dat God vir Abraham uit Ur van die Galdeërs haal en hy sê, ek sal vir jou die land gaan wys wat ek vir jou in gedagte het. Die land is deur heidense volke bewoon. Daai land het nog nie eens 'n naam gehad nie. Daai land, die rivier aan die ooste kant van die land, die Jordaanrivier en die Groot See aan die linkerkant van hierdie strokie land is nie eers genoem nie. Maar God sê, ek kies 'n stukkie land ongeveer 150 km lank by 50 km breed en ek gee dit aan 'n volk wat ek kies en hierdie land aangee. En daardie land se naam is Kanaan en God sê vir Abraham, gaan kry daardie land, ek sê jou wys waar dit is. Die mislukking egter is dat jy sal later sien dat hulle gaan woon in Egipte met 'n hongersnood in Kanaan, Genesis 12 vers 10 en ook in 46 vers 6,
waar ongeloof die rede is, dat hulle trek na Egipte, omdat hulle die voorsiening van God binne die belofte van die land nie erken nie. Die oordeel is die Egiptiese slawerny, Eksodus 1 vers 8 tot 14, en dan die bevryding, die genade van God, waar God vir Moses opwek, om as bevryder terug te gaan Egipte toe, om sy volk te gaan uitred, Eksodus 3 vers 6 tot 10. Kom ons kom by 'n kort oorsig oor hierdie baie interessante dispensasie. Ons sien hier in die eerste plek die geloof van Abraham om sy land en sy mense te verlaat. Abraham het niks om te weet waarheen of waar hierdie land is nie. Ons sien sy geloof, dat toe God vir hom sê, ek het vir jou iets beters, ek het vir jou 'n besitting, het Abraham die geloof getoon en Genesis 12 vers 4 uit Ur van die Galdeërs getrek. Later, toe daar stryery kom tussen die veewagters van Lot en Abraham, nou Lot was Abraham se broerskind, dat Abraham toelaat dat Lot kies watter deel van die weiveld hy wil hê, omdat Abraham geweet het, God op sy woord geneem sal word, en God die land van die belofte, nie vir Lot sou gee nie, maar vir Abraham sou gee. 'n geweldige les om nie rond te kyk na die omstandighede nie, maar God te vertrou soos Abraham, omdat God gesê het wat hy doen en Abraham na 'n spesifieke stukkie land toe gestuur het. Ons sien ook sy getroue gehoorsaamheid, om later sy eersgeborene Isak te offer, toe God hom toets. Ons sien ook sy ongeloof, om vir God te wil kies, toe hy nie 'n kind kry nie, dat Sara hom oorreed om die diensmeisie, die slavin Hagar te vat, en Ismael te verwek, en om self vir hom vir 'n nageslag te sorg, wat ons nou nog gaan sien, baie erge gevolge vir Israel tot vandag toe het. Ons lees in Genesis 14 van Abraham se gesag in oorlogvoering, toe hy die 5 konings van hierdie stuk land wat God vir Abraham wys, oorwin het, en hoe hy met die koning van Salem, Melchisedek, dan onderhandel het. Hierdie was 'n uitsonderlike koning in die stad Salem, die huidige Jerusalem. Abraham se gesag en sy onderdanigheid ook aan hierdie koning Melchisedek. Ons lees ook van 'n baie besondere verhouding tussen God en Abraham, waar Abraham God so half in 'n dryf en die volgende voorwaarde gee in Genesis 18, waar Abraham voorbinding doen vir Sodom, en die Here op die einde vir Abraham sê, daar is nie eers 5 regverdiges nie om die stad te beskerm nie, want Abraham sê vir God, hy begin met 40 en 50 en hy kom af, hy sê, as daar net 5 regverdiges is, spaar die stad, en God verwoes die stad, omdat daar juis nie eers 5 mense is nie. Maar ons sien hierdie verhouding tussen God en Abraham, dat Abraham God kan uitdaag, en God kan vra, en met God kan, as ons kan sê, nie kompromie nie, maar met God kan 'n gesprek voer oor, Here, U het mag om te bewaar, ons verhouding is van so 'n aard, dat U my gebed ook vir Sodom kan hoor. Ons sien dat hierdie vyandskap, wat daar was tussen Jakob en Esau, en ook tussen die 12 seuns van Jakob, 'n uitvloeisel is van 'n bittere stryd, 'n leengees, wat in Abraham was, wat later in Jakob was, wat later gemaak het dat hy vir Esau verlei het, wat later die stryd kom tussen die 12 seuns van Jakob, waar hulle Josef aan die Ismaeliete verkoop het. Hierdie vyandskap was aangevuur, juis omdat Jakob vir Josef meer lief gehad het, en hom voorgetrek het bo die ander. Hierdie is so 'n kort oorsig oor die dispensasie. Maar kom ons fokus nou op die verbond. En ek dink dis hier waar ons 'n bietjie tyd by moet spandeer. Die verbond van God met Abraham. Kom ons kyk.
Die basiese belofte, tydens hierdie dispensasie van die belofte, word die Abrams verbond genoem. En ons sien dat God met Abraham hierdie verbond sluit, toe Abraham 75 jaar oud is. Genesis 12 wil ek graag vir u lees. En die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land, uit jou familie, uit jou vader se huis, na die land, die spesifieke land, wat ek jou sal wys. Vers 2, hier's die belofte, hier's die verbond. Ek sal jou Abraham 'n groot nasie maak. En ek, God, sal jou Abraham seën. En ek, God, sal jou Abraham se naam groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En ek, God, sal jou Abraham die geleentheid gee om diegene te ek sal diegene seën wat jou seën, ek sal diegene wat jou vervloek, sal ek ook vervloek. En ek sal in jou al die geslagte van die aarde sal in jou en deur jou geseën word. En nou hierdie geloofstap, vers 4. En Abraham het weggetrek soos die Here hom gesê het. 'n Geloofsheld, waarvan die Hebreërs skrywer ook in Hebreërs 11 groot melding van maak. En ons sal nou so 'n bietjie na hierdie verbond so 'n bietjie verder kyk. Ons kyk die volgende keer, toe God met Abraham in 'n gesprek voer, lees ons dat Abraham 80 jaar oud is. In Genesis 15 kom die Here weer na Abraham toe. Toe kom die woord van die Here tot Abraham en sê, want Abraham vra vir die Here en hy sê in 15 vers 1 tot 3, ek sien nie my nageslag nie, ek is oud, ek is 80 jaar, dit sal dalk Eliezer, my dienskneg, sal dalk baar, en my nageslag sal dalk deur hom gaan. En die Here sê vir hom, hierdie een, jou dienskneg, sal jou erfgenaam nie wees nie, maar, hoor nou, die een wat uit jou liggaam sal voortkom. 'n Man van 80 jaar. En God sê vir hom, jou nageslag lê nie in iemand anders nie. En ek wil jy moet mooi kyk wat hier staan. Die Here sê vir Abraham, jou nageslag is nie die gevolg van iemand anders se vermoë nie. Jou nageslag is as gevolg van my vermoë in jou oue en verstorwe liggaam. Hy sal jou erfgenaam wees. Dit wat ek in jou en in Sarah doen, sal die belofte vervul. Dit lê nie in iemand anders se hand nie. En watter wonderlike les is dit nie? Dat my en jou seën, my en jou uitkoms nie lê in die hande van mense nie, maar dat God sê, ek die onmoontlike kan doen, omdat ek dit vir jou doen. Vers 5, daarop lei hy hom uit na buite toe met die woorde, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê, so sal jou nageslag wees. Abraham, as ek werk, is dit oorvloed. As Eliezer die nageslag se voortbrenger sal wees, sal dit mens gemaak tot 'n einde kom, dit sal beperk wees. Maar as ek die wonderwerk in jou verstorwe liggaam doen, sal die sterre van die hemel nie jou nageslag kan ewenaar. En nou vra die Heer Abraham vir die Here in vers 8. Hy sê, Here, Here, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? Hoe gaan ek weet, Here, dat u dit vir my gaan doen? En hy, die Here, antwoord hom en sê, en kyk wat sê die Here,
hoe antwoord hy verbond? Hy sê, neem jy vir my 'n 3 jaar oud vers en 'n 3 jaar oud bokooi en 'n ram. Hoe antwoord God verbond? Met bloed. Wat u gaan nou sien. Neem vir my verbond, sny ek met bloed. Neem hierdie 3. En hy het dit alles vir hom gebring. Dit wat God vir Abraham vra. En dit middeldeur gedeel. Kyk nou. En die helftes teenoor mekaar gelê. Hierdie 3 diere word van snoet tot stert deurgesny. Regdeur. Sodat dit 2 dele vorm. En hy sit hierdie 6 halwe karkasse op die grond neer, sodat daar 'n pad tussen hierdie 2 kan wees. En God maak deur bloed 'n pad vir Abraham na hom toe. En in die tyd wanneer daar so 'n belofte gesluit is, het die 2 mense wat die belofte gedoen het, in die middel van daardie karkasse gaan staan en vir mekaar die hand gegee en gesê, net soos hierdie 2 dele van hierdie dier nooit weer by mekaar kan kom nie, so ewig en vas bly ons verbond. Maar daar gebeur nog soveel meer. Hierdie is 'n onsaglike, interessante en insinggewende hoofstuk. En jy moet tog Genesis 15 weer gaan lees. En toe die son ondergaan, val daar 'n diepe slaap oor Abraham. En kyk, skrik en groot duisternis het hom ontval. Daarop sê hy vir Abraham, weet verseker. Ek wil hê dat u moet teruggaan en nou die prentjie fyner sny. Die offer en die verbond is so groot, dat God dit nie met Abraham as mens kan doen. En hy haal Abraham uit die pad uit, deur 'n diepe slaap oor hom te kom. Maar vers 13 sê, praat God met Abraham en hy sê, weet verseker Abraham, dat ek en jy verbond maak. Maar Abraham is eers daar nie. Nou as jy die gedeelte verder lees, dan sal jy sien, dat vers 18 sê, op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. En hy gee 'n breedvoerige verduideliking van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufratrivier. Is die omvang van die land wat God vir Abraham gee. Maar ek wil hê tussen vers 13 en vers 18 gebeur daar iets indrukwekkends. Abraham is uit die pad gehaal. En ons lees dat daar 2 dinge in hierdie pad, op hierdie weg, tussen hierdie 6 halwe karkasse in beweeg. 'n Kokende pot, wat altyd staan vir God die Vader, en 'n vuurvakkel. As jy Openbaring 1 lees, sal jy sien dat die vuurvakkel verteenwoordigend is van die Here Jesus. En daar kom staan God, en hy maak met homself 'n verbond. En hy haal Abraham uit die pad uit, en God kom sluit met homself 'n verbond, maar hy sê in vers 18, op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit. 'n Ongelooflike tipe, waar God ons uit die pad uithaal, toe hy die verlossing van ons verlore siele moet bewerk.
En hy sê, jy kan niks doen om waardiglik hier te staan nie, maar ek sal iemand in jou plek kry, wat namens jou hierdie bloedverbond kan maak. Ons die volgende lees ons, is Abraham 99 jaar oud in Genesis hoofstuk 17. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige. Hoor nou, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, jy sal die vader van 'n menigte nasies word. Abraham is 99 jaar, hy het nog nie 'n seun nie. Dis nie Eliezer nie, dis nie Ismael nie. En 99-jarige ouderdom kom God en hy sê, wandel voor my aangesig. Doen wat ek van jou vra en jy sal in my oë opreg wees. Paulus skryf, hy sê in Romeine 4, dat Abraham het geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Wat my verbond aangaan, my verbond is met jou. En kyk nou, wat hier gebeur. Hy sê, daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal van nou af Abraham wees, want ek maak met Abraham 'n vader van menigte van nasies, en ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, en ek sal jou tot 'n nasie maak, en konings sal uit jou voorkom. Hy verander Abraham se naam, omdat Abraham in verbond met God staan. En so wanneer ek die evangelie aanneem in hierdie dispensasie, dan sê God, as jy die evangelie glo en dit aanneem, dat ek vir jou gesterf het, begrawe is, opgestaan het, en vir jou die ewige lewe bewerk het, en jy glo dat jy neem dit aan, dan gee ek jou die reg. Ek noem jou my kind, ek verander jou naam. Maar kom ons kyk by vers 7. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Ek sluit met Israel verbond vir altyd. En die feit dat Israel met die kruisiging die Messias verwerp, verander nie die verbond wat God maak nie. Hy sal die verbond vervul. Hy sê, my verbond is tussen my en jou, tussen my en jou nageslag vir ewig. Vers 9. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Vers 10. En dit is my verbond, wat julle moet hou tussen my en julle. Wat is die teken van die verbond tussen God en Noag? Die reënboog. Wat is die verbond tussen God en Abraham en sy nageslag? Dat hy vir hulle 'n land sou gee. Die besnydenis. Hy sê, al wat manlik is onder julle, moet besny word. Besnydenis is die teken van die verbond wat God met Israel gesluit het, ten opsigte van 'n land, 'n Messias en 'n koningskap. Dit het niks met heidene uit te waai nie. Dit het niks met nie-Jode uit te waai nie. Jy kan jou laat besny totdat dit uit by jou ore uitkom. Jy kan jou elke dag besny, as dit moontlik sou wees.
Dit sal vir jou niks beteken nie, want jy lees die verkeerde pos. Dis nie aan jou geadresseer nie. Die heidene, die nie-Jode, het niks uit te waai met 'n aardse koninkryk. Paulus sê juis dat ons verwag die openbaring van Jesus Christus, 'n hemelse koninkryk. En God sê vir Abraham, die teken van my verbond is die besnydenis. Dan kom ons by die laaste keer wanneer ons lees van God en Abraham, is toe Abraham al 120 jaar oud is. Abraham het nou 'n seun, tiener, 10, 14. En in Genesis 22 vers 1 lees ons, en na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel. Toe sê hy, Abraham, my eie woorde, waaraan hou jy vas, dat hierdie belofte waar bly? Is dit jou seun? Is die feit dat Isak 'n jong seun is, die sekerheid wat jy hou, wat jou gemaklik maak dat ek die verbond sluit? Vat hom en gaan offer hom. Gee vir my dit waaraan jy vashou vir die belofte en vertrou my. Hy sê neem jou seun, jou enigste, die een wat jy lief het, en hy noem hom by die naam, hy sê Isak, en gaan na die land Moria en offer hom as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Nou as jy die geografie ken, dan sal jy agterkom dat Moria die berg is buitekant Jerusalem. Hulle meen dat dit die berg is waarop die tempel gebou is. En God sê vir Abraham, gaan offer die bewys van ons verbond. En lewe die verbond tussen my en jou met niks waarin jy vashou. En nou stap hulle. En op die 3de dag kom hulle by Moria. En Abraham sê vir die diensknegte, bly julle hier, ons gaan aanbid en ons gaan na julle terugkeer. Abraham weet nie van die ram in die bos nie. Hy gaan sy seun offer en hy sê vir sy diensknegte, ons gaan terugkom, God gaan hom opwek uit die dode uit, as dit alles wat gebeur is, want ek gaan hom offer. En nou stap hulle, die twee, en Isak, hierdie jong seun, is nie dom, hy sê vir hom, Abraham, en Abraham sê vir hom, ja my seun, hy sê, my pa, hier's die vuur, ek sien die vuur, ek sien die hout, ek ken die offermetode, waar is die lam? Wat gaan ons offer? En Abraham antwoord vir sy seun, hy sê, God sal vir homself die lam voorsien. God sal die lam voorsien. Maar in Abraham se verstand is dit Isak. God sal voorsien. God het gevra, ek moet waardig wandel voor sy aangesig. En ons sien dat God op die oomblik toe Abraham Isak se keel wil afsny, 2 keer na Abraham roep, Abraham, Abraham. En hom tot stilstand bring, en hy sy seun die offer en God vir Abraham die ram in die bos wys. En nou sê vers 16 en verder iets baie interessants. Hy sê, toe roep die engel van die Here hoofletters, vir 'n tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, hoor wat sê die engel van die Here, ek sweer by myself. Dis net God wat by homself kan sweer. En hy beklemtoon as hy sê, spreek die Here. Hierdie engel van die Here was nie 'n gewone engel nie, maar dit kon die
teofaniese openbaring van Jesus Christus in die Ou Testament wees, daar is 'n paar ander ook. En hierdie engel sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun nie teruggehou het nie, sal ek jou ryklik seën en jou nageslag grootliks vermeerder, soos die sterre van die hemel, soos die sand wat aan die see se strand is. Abraham, as jy aan Isak vasgeklou het, kon hierdie nie waar word nie. Maar omdat jy bereid was om jou enigste tasbaarheid te gee, om die belofte gestand te laat hou, gee ek uiting aan hierdie belofte, jou nageslag sal so groot wees, en jou nageslag sal die poort van die vyand in besit neem. Omdat jy na my stem geluister het. Vers 19, en Abraham het na sy dienaars teruggekeer, hy en Isak, en hulle klaargemaak en saam na Berseba gegaan, en Abraham het in Berseba bly woon, as vreemdeling in 'n tent. Hier's 'n paar sleutelpunte, wat ek vinnig hierdie onvoorwaardelike verbond tussen God en Abraham wil opsom. Uit Abraham sou 'n groot nasie kom, wat God met natuurlike en geestelike seën sou voorspoed gee. God sou Abraham se naam groot maak. God sou diegene seën wat Abraham seën, en diegene vervloek wat Abraham vervloek. In Abraham sal al die families van die aarde geseën word. En hierdie seën word vervul in Jesus Christus se werk aan die kruis. Die teken van hierdie verbond van 'n volk met 'n land is die besnydenis. En hierdie verbond word aan Isak en Jakob herhaal en is beperk tot die Joodse volk, die Hebreëse volk, die 12 stamme van Israel alleen. Abraham as ontvanger van die beloftes maak 'n groot geloofsfout en hy hardloop mos vooruit om God se belofte waar te maak toe hy vir by Hagar ingaan en Ismael verwek. En dit word ernstige gevolge tot vandag toe vir Israel. Dis juis hierdie Ismaeliete, die Moslem Arabiere van Genesis 16 wat probeer om die land van Israel te vat, Israel van die aardbol te verwyder en daardie land hulle eie te maak. Verder trek Abraham af na Egipte toe en hy vertel 'n leuen aangaande Sara sy vrou in Genesis 20. Dis hierdie leengees wat ook sy verskyning maak by sy kleinseun Jakob, wat Esau later uit sy eersgeboorte reg uit bedrieg het. Die dispensasie kom tot 'n einde met die Egiptiese slawerny, maar ook God bied verlossing toe hy Moses stuur om Israel te verlos. Maar nou wil ek jou bring by die slot. En toe hierdie volk aan die einde van hierdie dispensasie as vrye volk terugkeer na die land van die belofte waartoe God hulle op pad heen is, toe God met hulle afspraak by Sinai. En die volgende dispensasie begin by die Sinai berg. Ek lees vir jou Genesis 19 vers 4. As jy dit self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op arensvlerke gedra het, en julle na my toe gebring het. God het nog al die tyd vir sy volk in Jerusalem gewag. Hulle dwaal weg, hy sê ek bring julle terug, ek het julle met arensvlerke gedra, en ek bring julle terug na my toe, as julle dan nou, hoor nou, terdee na my stem luister, en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. My liewe toehoorder, ons staan aan die einde van dispensasie 4. Die volgende dispensasie begin met 'n wonderlike openbaring van God, toe hy hierdie volk kies om vir hulle die land permanent te gee. Maar ons sal ongelukkig moet wag
tot volgende week, waar ons kan sien hoe God hierdie volk bring tot by die Sinaiberg, en hoe hy in Eksodus 20 vers 1 en 2 hierdie volk aanspreek. My gebed is dat die Here ook in hierdie dispensasie wat ons leef, waardige rentmeester sal kry om sy opdragte uit te voer. Dat ons nie sal misluk nie, dat ons nie onder die oordeel van God val nie, maar dat ons vir die wêreld die verlossing en die verlosser bekend maak. Kom met 'n verwagting volgende week. En ons gaan jou bring by die volgende, die 5de dispensasie, die dispensasie van die wet. En hoe God begin toe hy met Israel as volk verbond sluit. Die Here help vir jou. Amen.